Goeiemôre, baie welkom by ons kort boodskapie vir hierdie week. Die skool het begin vandag, so baie seën en sterkte vir die skole en die onderwysers, die kinders en die ouers, almal wat betrokke is. Dis 'n groot dankbaarheid dat ons kinders kan skool gaan. En ons ek wil vir julle begin met 'n storie van in Mexico is daar verskeie plekke waar daar warm en koue waterbronne naby mekaar is. En by een so 'n plek gaan toeriste gereeld en dan kyk hulle hoe was die vrouens, die plaaslike vrouens wat baie arm is en die wasmasjiene het nie, hulle wasgoed. Hulle week eers die wasgoed in die warmwaterbron en dan haal dit uit natuurlik en spoel dit in die koue waterbron. En 'n toerist staan een keer so en kyk en hy vra vir die gids: "Hoorie, maar hierdie vrouens is hom seker baie dankbaar teenoor God dat dat die Here vir hulle 'n warmwaterbron en 'n koue waterbron so naby mekaar voorsien." En die gids sê: "Nee, nee, senior. Hulle is maar mense en hulle kla omdat hulle self seep moet doen om hulle wasgoed te was." Nou, hierdie gids het 'n punt beet, want ons as mense sukkel om dankbaar te wees. Dankbaarheid is 'n ding wat aangeleer moet word. Dis iets wat ons sekere sin seker verloor het met die sondeval. Maar Adam en Eva was ook ondankbaar. Hulle het alles gehad wat hulle gehad het en toe is hulle ondankbaar oor die baie en toe versoek die duiwel hulle met dit wat hulle nou nog nie het nie. As hulle maar net dankbaar was, nê? Maar Jesus het iets gedoen. In Lukas 17 lees ons daarvan, hy het gestap tussen Galilea en ek wil vir julle dit gewys daarso, ek die teksgedeelte lees. 17 Lukas 17 vers 11 tot 19. Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan en net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan, soos hulle moes. Dit was die reël in die wet. Malaatses mag nie naby mense kom nie en daarom as hulle ook buitekant die dorpie, hulle is onrein. En hulle roep hom toe: "Here Jesus Christus, of Jesus Here, ontferm U oor ons." En toe hy hulle sien, sê hy: "Gaan wys julle vir die priesters." En op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: "Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan?" Asof hierdie 9 nie dankbaar is nie. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê: "Staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered." Nou Jesus bedoel nie dat hy sy geloof hom nou gesond gemaak het nie. Sy geloof het hom in die teenwoordigheid van God gebring, deur sy dankbaarheid, deur sy kom dankie sê, deur sy aanbidding van God, het daar iets gebeur met hierdie Samaritaan. Hy het in God se teenwoordigheid gekom, hy het iets ontdek, iets geesteliks het met hom gebeur. En ek dink nogal dis wat gebeur as ons kan leer om dankbaar te wees, dankbaar oor al die seëninge wat ons elke dag ontvang. Roberts het ietsie ontwikkel, ek wil dit gou vir julle wys. Hy het gesê: "A benefactor provides a benefit to a beneficiary." In Afrikaans, weldoener voorsien 'n weldaad aan 'n begunstigde. As 'n mens dit nou in 'n raamwerk wil sit, weldoener, weldaad, gunstigde. En God is natuurlik die weldoener agter alle weldoeners. Hy is die een wat goed is. Die Here is die een wat uit genade en liefde en sy beloftes en sy woord kom na mense toe om net goed te doen. God is die weldoener, maar elke weldoener, menslike weldoener, kan ons sê, staan in diens van God. Want 'n ware weldaad geskied in absolute genade sonder om iets terug te verwag. En 'n weldaad is 'n groot geskenk vir 'n begunstigde. As ek iets ontvang, dan is ek die begunstigde. En ek wil gou vir julle wys hoe lyk 'n goeie begunstigde in die Bybel dan. Eerste ding wat ons kan sien is dat 'n goeie begunstigde, dan is ek heeltemal bewus daarvan dat 'n weldaad 'n egte genade geskenk is wat ek nie verdien nie. En hierdie Samaritaan draai om en hy dank vir God en hy kom eer die Here want hy weet hy verdien dit. Hy is 'n Samaritaan. Die Jode, die 9 Jode wat ons maar aanneem is Jode, hulle voel dalk hulle verdien hierdie genesing. Maar hierdie Samaritaan is 'n ware begunstigde. Daarom kan hy dankbaar wees. Hy weet hy verdien nie die genesing nie. Met ander woorde, as ons dit
bietjie deur kan trek na ons situasie toe. As ek intelligensie het, het ek dit nie verdien nie. As God my van geboorte geseën het met 'n sonnige en positiewe ingesteldheid, het ek dit nie self verdien nie. As ek in 'n liefdevolle huis grootgemaak is, het ek dit nie self ontwerp nie. En so kan ons die lys al hoe langer maak. As jy 'n werk het, as jy 'n kar het, as jy in 'n huis kan bly, as jy 'n gesin het, as jy 'n man het, as jy 'n vrou het, as jy 'n skool het waartoe jou kinders kan gaan, as jy dit kan bekostig, niks van dit het ons verdien nie. Alles is 'n weldaad van die Here af. Tweede punt, ek wil maak oor 'n goeie begunstigde. Goeie begunstigde ontvang weldade met genade. Met ander woorde, jy ontvang dit met 'n ruim hart, met dankbaarheid uit, want jy dit nie verdien nie. Jy hoef dit nie probeer afmaak of minder maak of enigsins sê dat jy dit nou nie so goed is nie ensovoorts. Jy ontvang dit net, want die een wat dit gee, het jou genoeg geag om dit vir jou te gee. Daarom moet ons dan baie meer oor onsself dink, want die Here gee elke dag vir ons, hy laat die son opkom, hy voorsien vir ons, hy het sy seun gestuur, hy gee vir ons vergifnis en genade. Mense, God ag ons nogal waardig. Ons is genoeg, jy en ek is genoeg, die Here wil vir ons gee. En so is baie ander mense rondom ons ook bereid om vir ons te gee. Hulle voel ons is dit waardig, ons is menswaardig genoeg om 'n weldaad te ontvang. Dan ons moet definitief probeer om 'n weldaad terug te betaal. Goed, en dan die laaste een. As 'n goeie begunstigde werk ek nie my dankbaarheid vir die soort wat spontaan uitborrel nie. Dit borrel soms uit, maar ons sal weldoeners bedank omdat dit die regte ding is om te doen. Dit is 'n toepaslike reaksie op 'n weldaad. En dit is wat die Samaritaan doen. Hy weet hy het 'n weldaad ontvang. Hy het 'n genadige geskenk gekry. Daarom gaan hy terug vir God te dank en God te eer. En om iemand vir 'n weldaad of 'n geskenk te bedank is nie net 'n sosiale aksie nie, maar dit is 'n morele plig. Dit is 'n Christelike plig. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 18: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Dit is nie 'n gevoel vir 'n Christen nie. Dit is 'n plig. Dis 'n wilsdaad. Ons wil dankie sê. Wil dankbaar wees, want ons weet dis die Here wat genade aan ons beoefen. Ek wil begin afsluit. Daar's 'n storie van 'n priester wat 'n jong man besoek het. Die jong man het siek geword en toe verlam geraak. En hy besoek hierdie jong man bly by sy suster en haar 3-jarige seentjie. En aan die einde van sy besoek bid hy vir die jong man, maar die seentjie, die 3-jarige seentjie is blind. En die priester tel toe die seentjie op en hy sê vir hom: "Ag, miskien moet ek maar vir jou bid, arme kind." En die seentjie antwoord die priester, hy sê: "Oom, hoekom noem jy my 'n arme kind? Ek kan tog loop." En dit sê nogal iets van hoe ons moet reageer as kinders van die Here. Ons is so geseënd. Al het ons nie alles nie. Al kan ons dalk nie loop nie, maar ons kan sien of ons kan hoor. En al kan ons nie al ry ons nie 'n wonderlike kar nie, ons het 'n kar om mee te ry. Of ons kan stap, ons is gesond genoeg. As ons dankbaar genoeg is, sal ons baie raak sien hoeveel weldade die Here en ander mense die heeltyd aan ons verrig. Kom ons vra vir die Here om ons daarmee te help. Here, ons bid dat U vir ons sal help om in hierdie week en hierdie dag die weldade raak te sien wat U oor ons pad bring, wat U vir ons gee, maar ook wat ander in werklike genade en liefde en omgee en sorg en trou en diens aan ons verrig. Ons bid dat U ons daarmee sal help in Jesus naam. Amen. Geseënde dag en week vir julle.